Baie welkom by 'n nuwe week en mag dit ook so wees dat jy ook die krag van die Here ondervind. Ons maak gereed vir lydingstyd. Hierdie komende week vier ons hierdie groot gebeurtenis ook in die kerklike kalender Woensdag as Woensdag. Ons nooi jou uit. 'n behoort 'n wonderlike geleentheid te wees waar jy jouself in hierdie seisoen van 40 dae kan verdiep en so saam ook in kontak kom met jou eie pad van lyding of swaar kry, maar ook Christus, dat ons deel het aan sy lyding, maar dat ons ook deel het aan die heerlikheid wat daar is in sy opstanding, om deel het aan sy opstanding. Ek dink sommer wat dit behels, wat beteken goddelike liefde, wat beteken God se liefde vir my en vir jou. Miskien het jy dalk daaroor gewonder in hierdie tyd van 40 dae gaan 'n teks of tekste jou dra dat God se liefde ewigdurend is en dat jy oor God se liefde nie hoef te twyfel. Ons lees ons teksgedeelte is 1 Johannes 4 van vers 7 tot 12. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God se liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. God is liefde. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy vir ons het. Hierdie opofferende liefde, hierdie liefde wat hy betoon het deur sy seun as losprys, as offer, as versoening te gee vir ons sondes. Ons hoor ook daar in Johannes 10 hoe dat hierdie Jesus sê, ek lê my lewe af vir my skape. Ek is die goeie herder. Wat dit beteken as ons dit bedink, hierdie liefde, liefde sonder 'n rede. Ekskuus tog, hierdie liefde sonder 'n voorwaarde, net liefde. Punt. Dis God se liefde, goddelike liefde, agape liefde is liefde wat God vir sy kinders het. Tot op hierdie intensiewe vorm van homself te gee ter versoening van ons sondes. Partykeer is die omvang van dit wat ons ontvang so geweldig groot dat ons dit nie altyd ten volle verstaan nie. En dan sê hy, as dit God se liefde is, dit hy sy liefde aan ons bewys het, moet ons mekaar lief hê. En as ons nie lief het nie, het ons geen kennis van God nie. Elkeen wie lief het, ken God, is 'n kind van God. So hoor hierdie tema van liefde, van goddelike liefde. En as ons nie liefde het nie, dan het ons eintlik geen benul van wat en wie God is nie. Wil jy vir 'n oomblik dalk in hierdie week bedink, wanneer ons al hoe nader beweeg in lydingstyd, oor wat beteken dit? Hierdie liefde wat die intensiewe vorm aangeneem het, van totale selfopoffering. Op watter manier kan jy jouself ook prys gee? Op watter manier kan jy jouself ook op hierdie manier vir God gee? Mag ek en jy sy liefde in sy omvang besef. Mag ons
dit vashou, al kan ons dit nie totaal en al begryp nie, maar mag dit oor ons spoel en mag dit ons op 'n manier hou en stuur en rig, ook in hierdie lydingstyd. Mag dit vir jou 'n geseënde tyd wees. Mag jy werklik die Here se nabyheid beleef. Mag jy met intentionaliteit en met gefokusdheid, as daar so 'n woord is, met 'n diep fokus jouself hiervoor beywer. En verras wees oor wat die Here ook in hierdie seisoen in jou en in my lewe kom doen. Mag dit so wees. Here, ons Here, baie dankie vir hierdie liefde. Nie die liefde wat ons vir U het nie, maar die liefde wat U vir ons het. Hierdie selfopofferende liefde. Dat U hierdie onuitputbare reservoir van liefde is, waarin daar nie 'n einde is nie. Here, dis te groot vir ons begrip. Ons buig voor U neer. Ons staan in verwondering. En stel ons in staat om ook op hierdie mate lief te hê. Dit bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Mag jy sy seën en sy goedheid beleef ook in hierdie tyd. 'n Mooi week vir jou. Totsiens.